Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie maandag, die 23ste Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek lees vanmôre so Numeri 6, vanaf vers 1 tot en met vers 21, oor die Nasareners gelofte. En dit is 'n gelofte wat 'n man gemaak het aan God. En dan het hy nie sy hare gesny nie, en dit is wat hy moes gedoen het. Jy sien, as ons gaan kyk na die storie van Samson, dan weet ons dat sy nie hare sny bevel was volgens die Nasareners gelofte. Maar aan die einde van hierdie hoofstuk, vers 22 tot 27, wil ek vandag hierdie woorde oor jou spreek. Die priesterlike seun. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Vandag sê ek vir jou, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Neem hierdie woorde in en weet dat die Here het jou lief. Hy wil jou nader aan hom hê. Hy wil hê dat jy met jou hart oorgee aan hom. Hy wil hê dat jy jou lewe moet verander en opkyk na hom. Hom aanbid, hom loof, hom prys, want hy alleen is waardig. Hy is die skepper van hemel en aarde. En hy het vir ons elkeen 'n kans gegee in die lewe. En ons moet dit ter harte op die regte manier gebruik. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Luister mooi na daai woorde. Luister mooi na hierdie seëning. Numeri 6, vers 22 tot 27. Die Here wil vir ons net die beste gee in die geestelike posisies. Nie in die wêreldse posisies nie, in die geestelike. Maar ons moet aan hom gehoorsaam wees. Ons moet na hom luister. Ons moet hom soek. Ons moet hom lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons stem verhef wanneer ons uitroep na hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord van môre, dat ons hierdie week kan begin op hierdie seëning wat U vir ons gegee het, Here. Vader, ek vra, Here, dat elkeen wat hierdie woord hoor vandag, hierdie seën sal ontvang, en dat dit iets sal ontwaak in die wat afgedwaal het van die pad af, die wat U nog nie gevind het nie. Dat hulle ontwaak, Here, en sal besef dat U alleen is waardig. Dat U is die lig in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. En ons dank U daarvoor. Wees met elkeen wat dit ontvang ter harte, en versterk hulle, sodat hulle ook 'n ligbaken kan word in die donker wêreld. In Jesus Christus naam bid ek. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.